Goeiemôre broeders en susters en kinders. Vanoggend enkele afkondigings voor die erediens. Die kollektes vandag tydens die diens is vir die diens van barmhartigheid by die deure vir die emeritaatsversorging en DV volgende Sondag vir evangelisering en die 19de Oktober vir Expando. Dan broeders en susters, vanaand se aand-erediens begin om 17:30. Montana Poort het in die vakansietye nie aand-eredienste nie en Gereformeerde Kerk Kameeldrif gaan weer hierdie volgende 2 weke saam met ons aand-eredienste bywoon en daarom vanaand dan om 5:30 terwyl dit nog lig is, gaan ons vanaand dan erediens hê. Dan die verjaarsdae vir die week. Ons dink aan almal wat hierdie week verjaar, bid ons die seën van die Here toe. En dan broeders en herinnering aan die almanakke vir 2026, die dagstukkie boeke wat die 16de Oktober bestel moet wees. Ons vra dat ons asseblief ons bestelling sal insit daarvoor. En dan die ander kan nie in die nuusbrief gaan sien. Ons vra ook net, daar is nie vanoggend katkesasie nie en daar is ook nie vanoggend tee na die tyd nie. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die groetseën van die Here met Psalm 150. Ons staan vir die sing daarvan vers 1 en vers 3, waarna ons bly staan om ons geloof saam te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die vraag word gevra, wat is goeie werke? Dan is dit slegs die wat uit 'n ware geloof, volgens die wet van God en tot sy eer gedoen word. En daarom ook is dit belangrik dat ons weet, hoe lui die wet van die Here? Kom ons luister vanoggend daarna saam uit Eksodus hoofstuk 20. God het al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot sover die wet van die Here. Dan word die vraag ook gevra, hoe word dit ingedeel? Dan is dit op daardie 2 tafels waarop God dit ook vir Moses gegee het, waarvan die eerste in 4 gebooie ons leer, oor hoe ons teenoor God moet gedra, en die tweede in 6 gebooie, oor wat ons aan ons naaste verskuldig is. As antwoord vanoggend op die wet van die Here, deur saam te sing uit Psalm 105, daarvan die 4de vers, o volk uit Abraham gebore, uit Jakob deur God uitverkore, o volk wat soveel guns geniet, verhoog die Here in sang en lied. Dan hierdie belangrike woorde, hy is onse God 'n wêreld rond, vrees vir die oordeel van sy mond. Kom ons sing Psalm 105 saam, vers 4, waarna ons saam sal bid.
Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, hoe kan ons anders as om onsself voor U te verootmoedig en te erken en te bely dat ons so maklik vergeet hoe ons teenoor U moet gedra. U wat vir elkeen van ons in die genade soveel guns en liefde en goedheid skenk. Dit is so maklik vergeet om in alles wat ons doen, U naam die eer te gee. Om in alles wat ons doen, te vra na U wil. Daarom vir ons ook so maklik om te vergeet wat ons aan mekaar verskuldig is. Elke een van ons, wat U ons Vader noem, wat lewe deur ons Here Jesus Christus, wat die gawe van die Heilige Gees ontvang het. Ons vergeet so maklik die liefde wat ons vir mekaar ook verskuldig is. Daarom bid ons, Here, dat U elkeen van ons ook die vrees sal gee, die vrees vir die Here, dat ons elke dag opnuut bewus sal raak van U grootheid, U almag, U goedheid, U liefde vir ons. En dis ook ons gebed vanoggend, dat U deur die verkondiging van die woord ook elkeen van ons in ons geloof sal voed, maar ons ook sal terugroep na U toe, na wat U wil vir ons lewens is. Ons vra dit want ons bely dit, dat alle goeie gawes kom uit U Vaderhand. Daarom kan ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat hartseer is, hulle wat bekommerd is oor geliefdes. Ons kan U dank vir al die gawes wat U ook vir ons gee, van krag en gesondheid. Ons vra, Here, dat U dit so sal skenk, dat ons ook ryk sal wees in liefde vir U en liefde vir mekaar. Bid ook vanoggend vir U kerk oor die wêreld heen versprei, en dis ons gebed dat U koninkryk sigbaar sal word daardeur, ook in ons lewens. Ons bid ook vir ons land. Ons dankie vir die seisoene wat verander, vir 'n nuwe seisoen van groei wat voorlê. Ons vra dat U daarin ons ook ryklik sal seën. Ons vra dit alles, nooit omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons weet ons kan dit alleen doen, in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Vanoggend, broeders en susters, gaan dit oor die tema gebed as die uitdrukking van ons geloof in God. En ons kyk daarna in die lig ook van dit wat ons lees in 1 Samuel hoofstuk 1. 1 Samuel hoofstuk 1. Ons gaan luister vanaf vers 1 tot en met vers 19. Dis die baie bekende gedeelte waar Hanna, Samuel se ma, na die tempel toe gegaan het saam met 'n man en sy daar gaan bid het. Kom ons luister saam vanaf vers 1. Daar was 'n man uit Ramathaim, 'n Sefiet uit die Efraimsberge. Hy was Elkana, seun van Jeroham,
seun van Elia, seun van Togo, seun van Sif uit Efrata. Hy het 2 vrouens gehad, die een se naam was Hanna en die ander se naam Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna nie. Elkana het elke jaar uit sy stad uit na Silo toe gegaan om te aanbid en aan die Here die Almagtige offers te bring. Eli se 2 seuns, Hofni en Pinias, Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltyd aan sy vrou Penina en al haar seuns en dogters gegee. Alhoewel hy vir Hanna liefgehad het, kon hy vir haar elke keer net 1 deel gee, want die Here het haar kinderloos gelaat. Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos laat bly het. So het dit jaar vir jaar gegaan. Elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het, het Penina haar gespot, sodat sy gehuil en nie wou eet nie. Dan sê haar man Elkana vir haar: Hanna, waarom huil jy? Waarom eet jy nie? En waarom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? Op 'n keer, na die offermaaltyd in Silo, het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkosyn van die tempel van die Here gesit het. Hy was bitter hartseer en terwyl het sy onbedaarlik gehuil. Belofte afgelê sê: Here Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my U dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lank tot die Here gebid. Stip na haar mond bly kyk. Hanna het in haar gedagte gepraat, lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar: Hoe lank wil jy dronk bly? Loop, word eers nugter. Maar Hanna het geantwoord: Nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep te neergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het. Toe sê Eli: Wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê: Mag dit vir my so wees soos U sê. Sy het toe geloop en gaan eet en sy was nie meer bedruk nie. Die volgende môre het Elkana hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan huis toe. Dit dan ons teks. Kan ek vra, kan ons Montana Poort se stuk vir my bring asseblief terwyl ons sing. Ons gaan nou saam sing, broeders en susters, Psalm 95. Ons sing daarvan die 2de en die 3de vers.
Vanoggend dan broeders en susters, kom laat ons voor sy voet aanbid, daardie oproep. En dan gaan dit oor ons gebede. Spesifiek dan ook ons gebede as 'n uitdrukking van dit wat ons glo. Nou ek dink almal van ons wat hier is sal saamstem as ons sê dat gebed is 'n baie belangrike deel van ons lewens. Hoeveel keer jy al in jou lewe gebid het, sal jy nie eens kan uitwerk nie, so baie keer het dit al gebeur. Gebed is vir ons soos die asem wat ons elke keer intrek, die suurstof van ons lewe. Sonder gebed, sê 'n mens, kan jy nie leef nie. En dink 'n bietjie vir 'n oomblik daaraan hoe mense oor gebed dink, selfs mense wat nooit eers die Here in 'n erediens kom aanbid het, of mense wat nooit hulle Bybel sal oopmaak en daarna luister nie. Selfs daardie mense sal vir jou maklik sê hulle bid elke dag. Sommer heeldag sal mense vir jou sê, stuur ek skietgebede op. So wat sê ons daardeur vir mekaar? Gebed is vir ons menswees lewensnoodsaaklik. Baie belangrik. En daarom gaan ons vandag 'n bietjie stil staan en kyk na die wese van gebed. Dat ons weet hoekom gebed vir ons ook so belangrik is. Nou vandaar ook ons tema gebed as die uitdrukking van ons geloof in God. En ons gaan vanoggend na hierdie tema kyk in die hand van hierdie geskiedenis, 1 Samuel 1 van Samuel se moeder Hanna, die kinderlose Hanna, wat saam met haar man na Silo toe gegaan het om hulle jaarlikse offers te gaan bring en die Here daar te gaan aanbid. Nou vanoggend dan in besonder haar woorde aan Eli. Toe Eli vir haar sê sy's dronk, sê sy vir hom, nee meneer, ek het nie wyn of bier gedrink nie, ek het my hart uitgestort voor die Here. En dis hierdie woorde, ek het my hart uitgestort voor die Here, bitter hartseer woorde van 'n vrou wat jarelang swaar gekry het onder die spot van haar man se ander vrou. Maar nou kom sy en daardie dag, toe kan sy nie meer nie. Sy het opgestaan en daar na die deurkusyn toe beweeg waar Eli gesit het en sy sê vir hom, sy het haar hart voor die Here kom uitstort. Dit is belangrik, hier gaan dit oor God en oor ons verhouding met God. Wat glo ons van God? Want in diepste gaan dit oor hoe jy God ken. En dit is belangrik, broers en susters, dat 'n mens by die saak van gebed allereers vir jouself sal uitmaak. Wat glo jy? Wat glo jy van God? Hoekom wil jy jou hart voor die Here uitstort? Hoekom wil jy jouself letterlik gaan leeg maak voor die Here? Hoekom bid jy soos 'n Hanna? Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Wat het Hanna geglo? Wie was die Here in haar lewe gewees? Wat het sy oor die Here geglo? Dat sy daar in Silo die Here gaan soek het op 'n bepaalde plek en haar hart voor die Here gaan uitstort het. Dit is belangrik om dit te hoor, daar staan sy die Here gaan soek. Sy die teenwoordigheid van die Here gaan opsoek. Sy het na die deurkusyn van die tempel toe gegaan en daar het sy haar hart voor die Here uitgestort. Belangrik om te onthou, sy het gegaan so ver as wat enige vrou in daardie tyd toegelaat is om te gaan. Sy het so naby as wat sy kon aan die ark van die Here probeer kom, aan die allerheiligste deel van die tempel, want sy het geweet, soos wat die ander ook geglo, dit is waar God is.
Daarom hoor ons sy die Here gaan soek. Waarom doen sy dit? Nou die antwoord vind 'n mens in die begin van die teksgedeelte, maar ook in woorde wat sy later ook sê, sy het 'n gelofte afgelê, Here Almagtige. En so lees 'n mens ook in die begin van die hoofstuk, Elkana het elke jaar uit die stad na Silo toe gegaan om te aanbid en aan die Here die Almagtige offers te bring. Miskien ken jy die woorde ook, die letterlike vertaling is die Here van die leerskare. Die heel eerste keer in die Bybel terloops wat hierdie titel so toegedig word aan die Here. Die Here van die leerskare, die Almagtige. Daarmee word vir ons gesê, die Here wat in beheer is van die hele skepping, die hemelse sowel as die aardse leerskare, moet onder sy bevel buig. Gaan kyk gerus 'n bietjie vanmiddag ook as jy tyd het na Hanna se dankgebed in hoofstuk 2, daar verwoord sy vir ons die almag van die Here. Lees dit ook saam met my, die Here maak dood en hy maak lewend. Hy laat afdaal in die doderyk en hy laat daaruit opkom. Die Here maak arm en hy maak ryk. Hy verneder en hy gee aansien. Aan die Here behoort die pilare van die aarde. Hy het die aarde daarop gegrondves. Wat 'n pragtige belydenis is dit nie van wat sy glo. Sy glo in die almag van die Here, sy glo in die Here van die leerskare en in haar gebed sien 'n mens dan hoe dat 'n nietige mens voor die aangesig en die teenwoordigheid van God staan. Sien 'n mens hoe gebed werk. Onthou dit broers en susters, gebed werk net as jy glo. Wat glo? Glo in 'n persoonlike verhouding met God. Glo dat God jou Vader is. Glo dat hy meer kan doen as wat jy self kan bid of kan dink. Glo dat hy weet wat vir jou die beste is. Glo dat hy vir jou sal gee wat vir jou die beste is. As jy glo dat ook jy lewe deur die genade van God. Onthou dit broers en susters, die genade van God, God se goedheid, God se liefde, dis die enigste grond vir ons gebed. Dis die enigste rede waarom ons na God toe kan gaan, ons op God kan beroep, ons hart voor hom kan gaan uitstort. Die enigste rede is omdat God goed is. Dis ongelukkig die fout wat baie mense vandag maak. Waar kom ons sê dit maar die misverstaan van gebed gebore word. Hulle soek na goeie hoedanighede in hulle self wat hulle vir die Here kan gaan bid. Hulle soek na 'n vermoë om vir hulle self te kan sorg, om self beskikbaar te kan wees oor hulle eie lewe en oor hulle eie lot. Jakobus sê dit pragtig. Hy sê hulle bid en kry nie want hulle bid net hulle eie selfsugtige begeertes. Wanneer dit gebeur, gaan gebed eintlik verlore. Want dan is gebed nie meer 'n uitdrukking van jou geloof in God nie, maar van 'n geloof in jouself. Dis juist hoekom dit in ons geval nie so kan wees nie. Gebed is vir ons 'n soeke na God, 'n soeke na God se genade. Wanneer ons bid, dan ervaar ons dat dit vir ons goed is om naby aan God te lewe, naby die almagtige God te lewe. Dat dit vir ons goed is om oor alles met hom te kan praat. Te kan praat omdat God self goed is. Onthou dit, ek sê dit weer, die grond vir ons gebed, nooit in onsself soek nie, maar in wie God is. In God se goedheid en God se liefde. Soos wat hy dit ook aan jou en my geopenbaar het in Jesus Christus ons Here. Dink 'n bietjie 'n oomblik daaraan. Jesus Christus staan by God se troon aan die regterhand van God en so bid ons dit altyd. Dis om sy ontwil. Dis oor sy verdienste.
wat God ons gebed verhoor. Hoekom? Want Jesus bedek ons swakhede, ook ons swak gebede, met sy goedheid. Ja, so intens is dit dat ons selfs lees in Romeine 8 dat waar ons nie weet wat of hoe ons behoort te bid nie, sy Gees self vir ons intree met onuitspreeklike versigtinge by die troon van God. En daarom, broers en susters, gebed vra kinderlike vertroue. Kinderlike vertroue in God. God wat vir my die beste weet, vir my die beste gee en vir my die beste sal doen. Selfs sy Seun en sy Heilige Gees. Daarom, broers en susters, as ons kan afsluit, iemand wat vir jou wil sê gebed werk nie, of dit help nie, jy bid nie, of jy moet ophou bid, misken God. Want gebed gaan vir ons nie oor onsself nie. As ons gaan bid, dan stort ons harte voor die Here uit. Hoekom? Omdat ons glo hy is die enigste een wat vir my lewe die beste weet. Hy is die enigste een wat vir my die beste kan gee. Want hy is die Here, die Almagtige. So volgende keer, broers en susters, as jy bid, onthou bietjie hoekom bid jy. Want gebed is vir ons 'n uitdrukking van ons geloof. In gebed is dit ons wat ons harte voor die Here gaan uitstort en ons geloof in God se almag, God se genade, God se liefde gaan bely. Amen. Kom ons dank saam. O Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanoggend weer hier saam in 'n erediens kan wees om U te aanbid. Dankie dat ons ook elke dag en elke oomblik die geleentheid kry om soos Hanna ons harte voor U uit te stort. Maar bo alles dank ons U dat ons nie so sy hoe ver te gaan soek by 'n tempel se deurkusyn nie. Omdat ons weet U is by ons. Daarom dank ons U vir elke gebed wat U Heilige Gees ook na U toe bring. Vir elke gebed waarin ons self nie weet wat om te sê of te dink nie, dat ons kan glo U weet die beste. En U as 'n Vader wat hom ontferm oor sy kinders, sal dit ook altyd vir ons gee. Daarom wil ons ook vandag na U toe kom en ons wil ook ons harte voor U kom leegmaak. En dankie sê Here dat U elke een van hulle ook ken. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid.
Loof God omdat hy goed is en goed is sonder eind. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit ellend. Wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slaweband waarmee hulle hom geknel het. Ons staan vir die sing daarvan, Psalm 107, vers 1 en vers 10. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Net 'n herinnering broeders en susters, ons aanderediens vanaand dan om 17:30, 17:30.